Op aarde maak ek op hierdie aarde? Wat maak ek nou nog hier? Is dit nie 'n vraag wat al partykeer so 'n bietjie by jou gedraai het nie? Wat 'n doel het my lewe? Hoekom is ek hier op aarde? Ek is miskien nou nie een van die raadslede van die dorpsbestuur of ek is nou nie 'n leier in die kerkraad nie, of ek het nie posisies in die lewe waar ek as 'n minister sou gekies kon word nie. Ek het nie groot pryse al in hierdie lewe gewen en toekennings en dis nie almal wat daai dinge beleef in die lewe nie. Die meeste van ons het doodgewone lewens. Ja, met verskriklike, heerlike, groot oomblikke in ons lewe, hoogtepunte en laagtepunte. Maar almal van ons kan seker op die punt in ons lewe kom dat ons wonder, hoekom is ek hier? Wat maak ek hier? Het ek 'n doel op aarde? Is ek met 'n doel gebore? Is daar nou nog enige doel vir my oor in die lewe? Veral as jy miskien op die ouderdom kom waar die grys hare deurslaan en jy weet die jare het aangestap en daar's minder jare vir jou vorentoe statistiek gewys as wat jy reeds agter die rug het. Jy dan wonder, het ek ooit 'n doel op aarde gehad? Het ek enigstens regtig waar iets behoorlik bereik op hierdie aarde? Ek gaan net deur so 'n paar Bybelgedeeltes gaan, om net vir ons 'n bietjie 'n kyk te gee na hierdie vraag. Waarvoor is ek op aarde? Wat maak ek hier? Wat maak ek nou nog hier na al die jare? Die heel eerste vers waarna toe ons behoort te gaan, enige mens as hy begin wonder oor die doel van sy bestaan hier op aarde, is die eerste vers wat in die Bybel oor die mens geskryf word. En dit kry ons in Genesis 1 natuurlik, by die skeppingverhaal, vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die visse in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat oor die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. God se besluit om die mens te maak, die mensdom, waarvan ek en jy deel is, anders was ons nie hier as mense nie, was sodat hy 'n mens, 'n skepping na sy beeld kon maak, sodat ons baie soos hy sou gelyk het en ook behoort op te tree, en hy het aan ons hierdie groot taak gegee, heers oor die visse in die see, die voëls bo in die lug, die makdiere op die aarde, ook die wilde diere en alles wat kruip en krioel op die aarde, het ons aangestel as sy verteenwoordiger, om na hierdie skepping van hom om te sien. So jy kan alself vir jou afvra, as jy in die spieël gaan kyk vandag en wonder, wat maak ek? Wie is ek? Waar hoort ek? Sien jy in daai spieël vir God? Want jy behoort eintlik, want ons is na sy beeld geskape. Die Bybel sê ook op 'n plek, God wat die ore gemaak het, sal hy ons nie kan hoor nie. God wat die oë gemaak het, sal hy nie kan sien waardeur ons in hierdie lewe gaan nie. So ons is na die beeld van God geskape. Ons weet nie presies hoe gaan God lyk as ons hom die dag ontmoet nie, maar ore, mond, oë het ons van hom gekry. Jy behoort, as jy kyk na jouself in die spieël, maak nie saak of jy vir jouself aantreklik of baie onaantreklik is, of gemiddeld, of as jy net kan sien in daai spieël, ek sien iets van God, en ek is God se verteenwoordiger, en ek moet hier lewe, sodat mens en dier vir God op 'n manier in my kan raak sien. God wat vir die aarde wil sorg, dat God deur my vir die aarde kan sorg. Al is dit net vir my troeteldiere, want die Bybel sê daar, oor die makdiere ook. Die geitjies wat teen jou mure rondloop. God het jou aangestel om oor alles wat kruip op hierdie aarde, om oor hulle wag te hou, om nie diere mishandelaars te wees nie, nog minder natuurlik mense mishandelaars.
Jy moet so lewe dat mense dan daai beeld van God in jou kan sien. Dan begin jy al klaar iets te beleef van, hoekom is ek hier op aarde? Wat maak ek hier? God wou hê, ek en jy moes hier wees. Dit was sy manier om homself op die aarde te laat vermeerder en bekend te stel. 'n Ander vers wat ek julle nou wil laat vat, Micha hoofstuk 5 vers 8. Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is, wat jy moet doen op aarde. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy aan die woorde regverdig sal wees, dat jy sal sien dat mense nie verontreg sal word nie, dat mense nie vertrap sal word nie, dat mense regverdig behandel sal word, alle mense, dat jy liefde en trou sal bewys en dat jy bedagsaam sal lewe voor die Here jou God. As jy dan net ten minste 'n mens is wat hou van regverdigheid, wat wil sien dat mense regverdig behandel word, dat jy mense regverdig sal behandel, dat jy liefde en bedagsaamheid teenoor alle mense sal uitleef. Mens, die Here het aan jou bekend gemaak, dis hoekom jy op aarde is, dis wat jy moet doen. So, al het jy dan nooit 'n minister geword, of al is jy nooit gekies as 'n prefek, of as 'n leier ergens nie, in jou huis, in jou omstandighede, in jou vriendekring, met jou kinders, as jy God se verteenwoordiger, om liefde, bedagsaamheid uit te leef, om te sorg, om te beskerm, om nie te mishandel nie, om God se genade uit te leef, teenoor almal rondom jou, daar in jou gesin, dan kan jy maar sê, of ek nou 60 of 70 of 80 is, as ek dit uitgeleef het, as ek dit vir my kinders en my vrou en my familie en my man gegee het, dan het ek reeds grootliks beantwoord aan die doel, die rede waarom ek op aarde is. Kom ons kyk gou vinnig na 'n ander gedeelte. Die Here Jesus Christus, net voor sy kruisiging, sê hy aan sy disippels, nee, na sy kruisiging, nadat hy opgestaan het uit die dood, net voor sy hemelvaart, sê hy vir sy disippels, Johannes 20 vers 21, vrede vir julle, sê hy vir hulle, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. En waarvoor het Christus aarde toe gekom? Die Vader het hom gestuur om die Vader se liefde te kom uitleef, om mense te kom aanraak, om na mense se behoeftes om te sien, om te luister na mense se hartsere, om daar te wees vir mense, om God se genade wat hy van die skepping af vir die mensdom wou gee, om dit ook om uitleef, om vergewensgesind te leef, om barmhartig te leef. Barmhartig beteken 'n warmhartig, om mense se nood raak te sien en te antwoord daaraan. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. So waar jy ook al beweeg, waar jy tussen mense is, as jy dit wat Jesus kom doen het, wat die Vader hom voorgestuur het, as jy dit verder gaan uitleef, as jy besig om jou doel op aarde te bereik, maak nou nie saak of jy 'n dominee, 'n onderwyser, 'n regsgeleerde, 'n mechanic, 'n dokter, 'n skrynwerker, 'n huisvrou, maak nie saak wat jy doen nie, 'n kassiere. Wanneer jy dit gaan uitleef, dan is jy God se verteenwoordiger op aarde, en bereik jy die doel, en kan jy sê, ja, ek is besig om sinvol te lewe, om my doel op aarde uit te leef. 'n Ander vers wat ek vir julle wil navat, Handelinge 17 vers 27, skryf Paulus daar, hy praat met die heidene, met die Grieke en die Atheners, praat hy met hulle, dan sê hy daar vers 27, God het hulle gemaak, die mens gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind, en hy is nie ver van enige een van ons af nie. God het vir my en vir jou gemaak om hom te soek. So wanneer jy elke dag in jou lewe na God soek, nie dat hy nie te vinde is nie, hy is naby, maar dat jy elke dag nie wil lewe as God nie naby jou is nie, as jy hom nie sien en ervaar in jou lewe nie, as jy nie so lewe dat jy sy raad kan hoor nie, dat jy sy bemoediging en sy aanmoediging kan hoor nie, dat jy sy opdragte kan hoor nie, dat jy sy troos kan hoor nie. As jy nie so na aan God lewe nie, dan is jy nie heeltemal besig om jou doel, hoekom jy op aarde is, te bereik nie.
God het jou gemaak om na hom te soek en hy's naby aan jou. Om elke dag vir jou te vra, vir jouself af te vra, hoe sien ek vir God in hierdie situasie? As jy in jou tuin rondloop en jy sien blomme, jy sien dinge groei, om vir God te soek daarin. Om altyd die rede agter al die mooi en die goeie dinge vir God te wil sien. Om dan ook vir God te wil uitlewe aan ander mense. Mense rondom jou wat dalk moedeloos raak, wat radeloos raak, wat dalk ook soek na antwoorde. Jy kan nie altyd vir hulle antwoorde gee nie, maar jy kan vir God laat ontdek. Hoe? Deur jou lewe, deur jou optrede, nie deur jou preke altyd nie, nie net deur die Bybelverse wat jy gooi nie, deur jou lewe, deur hoe jy mense hanteer elke dag. En ons kyk, ek het hier nog een, Efesiërs hoofstuk 2, een van die hoofstukke van die Bybel, en vir my, in die hele Bybel, waar Paulus skryf, die mens, jy is uit genade gered, deur die liefde van God, is jy gered. Ons moes behoort eintlik almal vreeslik gestraf te gewees het, maar Paulus sê, deur die genade het God deur Christus vir my en vir jou kom red, het hy van ons nuwe mense kom maak. En dan staan daar, hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe, dis 'n geskenk van God, nie uit jou eie verdienste nie. Die Here gee dit vir jou. Hy maak van jou 'n totaal nuwe mens. Hoekom? Sodat, vers 10, Efesiërs hoofstuk 2 vers 10. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het, waarvoor hy ons van die skepping af bestem het. Die goeie dade teenoor die natuur, teenoor alles wat lewe, wat kruip, en ook teenoor ander mense. Christus het ook gesê, die wet word hierin saamgevat, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou krag, jou verstand. Dis maar weer Handelinge wat sê, ons moet hom soek, ons moet sy beeld soek en dit uitlewe, ons moet getrou aan hom lewe. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jou medemens soos jouself. Jouself wat jy lief kry wanneer jy in die spieël kyk en jy sien vir God en jy besef, God het my gemaak, hy het my geskape, ek is met 'n doel op aarde. En dan ook wanneer jy hierdie liefde vir jou medemens kan gaan uitlewe, wanneer jy God in jouself ontdek, wanneer jy God in ander mense sien, wanneer jy vir God aan ander mense gaan bekendstel. Ja, party mense word dan geroep vir baie spesifieke take. Ek sê altyd, jy sal 'n goeie onderwyser altyd uitken aan die roeping. Wanneer so 'n onderwyser 'n roeping het, is totaal anders as wanneer die persoon dit net doen vir 'n inkomste. Dieselfde met 'n predikant, dieselfde met 'n dokter, dieselfde met 'n polisieman, 'n mechanic, 'n skrynwerker, 'n regsgeleerde. Ons het almal miskien geroep vir dan spesifieke beroepe, waarin ons moet gaan uitlewe dit wat God vir ons gee. En ons kan dit net oortuigend doen, wanneer ons regtig waar vir God laat leef deur ons. Maar al is jy nie geroep dan spesifiek vir 'n spesifieke job, 'n spesifieke opdrag nie. Die opdrag staan van die begin af. God het jou gemaak om sy beeld al meer in jou te laat uitstraal vir jou troeteldiere, vir jou kat, jou hond, jou voeltjies wat jy versorg, vir die visse in die see wat jy gaan vang, dat jy nie die see besoedel nie, vir die diere wat jy teekom, vir mense rondom jou. Wanneer jy hierdie goddelikheid van jou vandag besef en dit gaan uitleef, dan weet jy, wat maak ek hier? Is deur God hier gesit om sy verteenwoordiger te wees. Asseblief gaan leef dit uit elke dag. En dan kan jy, wanneer jy ook baie ouer word, weet, ek het my doel op aarde bereik en ek is nog steeds besig om dit te bereik, want ek lewe nog. Ek het vanoggend wakker geword, ek het opgestaan. En tot daai oggend, wanneer ek dan nie meer wakker word, sal ek dit gaan uitleef. Gaan lewe jy dan van vandag af opnuut weer die doel uit waarvoor God jou op aarde geplaas het. En dan kyk jy wat 'n verskil dit in jou eie hart en in mense en in diere rondom jou maak. En kan jy eendag in vrede jou God weer in die oë kyk, van aangesig tot aangesig gaan ontmoet. Mag die Here jou daarvoor
al sy genade en sy vrede gee van vandag af weer eens.